ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by ons Bybelstudie. Wie dit die Evangelie van Johannes, ons is in Johannes 15. Vanoggend, toe ek nou die dag begroet, toe dink ek aan Johannes se woorde in Johannes hoofstuk 20. Nou, ons het dit gedoen, ek dink heel aan die begin van hierdie Bybelstudie, het ons gaan kyk na die doel van hierdie evangelie. Nou, ek wil dit aan die begin van hierdie opname weer vir jou lees. Want dit is die beskrywing van, dit is die rede wat Johannes gee. Hoekom hy die evangelie geskryf het. So, dit beteken, ek en jy moet dit deurgaans voor oë hou, en dit sal ons help dan om op die spoor te bly van dit waarmee Johannes besig is, en soos die Heilige Gees hom inspireer natuurlik, want dit is absoluut geïnspireer deur die Gees van God, oor die heerlikheid, persoon, bediening, karakter van Jesus Christus. Het help vir ons, nee? So kom ons kyk weer daarna, Johannes 20, vers 30 tot 31, die laaste 2 versies van die hoofstuk. Johannes sê, nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. So ons weet, hy het ons nou net die 7 tekens beskrywe, en ons het nou al gepraat oor hoekom gebruik hy die woord teken en nie wonderwerk nie, wat was die rede agter dit. Maar dan nou veral vers 31, maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Nee, so as mense dit nou sê nou maar op 'n soort van 'n grafiek skrywe, dan sê jy, so hy skryf sekere hierdie inhoud wat hy geskryf het, daar's ander dinge ook, maar hy het hierdie geskrywe, nee, hierdie het hy uitgesoek, geïnspireer deur die Heilige Gees, uitgesoek met 'n baie spesifieke rede. Die rede is, sodat die mense wat dit lees, kan glo, nee, trek ons nou die lyntjie, kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, of anders gesê synde, dat Jesus is wie hy sê hy is. En deur te glo, lewe kan hê in sy naam. Daar is hy. Dis die inhoud, sodat dit kan gebeur, sodat dit kan gebeur. Skryf dat jy kan glo, en deur te glo, lewe kan hê in sy naam. Lewe kan hê in sy naam. So, ek dink ons moet net 'n oomblik onsself weer herinner aan dit. Kom ons werk dit van agter af. Ons sê, hoe kom ek by die lewe uit? Ons gaan nou praat oor die lewe, maar hoe kom ek by die lewe uit? Daar is net een manier hoe jy by die lewe uitkom. Met ander woorde, daar is 'n voorskrif, of 'n voorwaarde, of jy kan dit anders stel, jy kan sê 'n weg, 'n manier, nee, is alles dieselfde, om by die lewe uit te kom. En daardie voorwaarde is om te glo, wat te glo? Dat Jesus die Christus is, die Seun van God. Nou, elkeen van hierdie is 'n gesprekspunt op sy eie. Want, as ons na die skrif kyk, ons kyk na wat openbaar God aan ons deur die woord, dan leer ons, as ons na die skrif kyk, praat nie van ons eie afleidingkies en goed wat ons maak, en ons eie vermoëns om, jy weet, te filosofeer oor dinge nie, praat van wat in die skrif staan, beteken om te glo in Jesus, om te buig voor Jesus. Daar is geen spasie, links of regs, om dit anders te verstaan nie. Nee, om te glo dat hy is wie hy sê hy is,
en te buig voor hom vir wie hy is, dit is wat geloof beteken. Nee, geloof is nooit los van die buig nie. Ek glo hy's die Here, maar ek buig nie voor hom nie. So nou kry ek nog steeds die lewe, want ek glo. Nee, dit is glad nie 'n Bybelse konsep nie, nêrens, nooit nie, nie eers naastenby nie, maar tog is dit die redenasie van baie mense, so dis hoekom ek dit so beklemtoon. Nee, dat om te glo dat Jesus is wie hy sê hy is, beteken om te buig voor hom vir wie hy sê hy is. En daarin is die lewe. So kom as ons nou dit vat, net hierdie, wat ons nou hier hoor, want alles wat Johannes nou neerskryf, ons is nou in Johannes 15, hy vertel die dinge wat Jesus vir die disippels gesê het, so wat ons gaan leer in alles wat ons lees, elke liewe insident wat Johannes beskrywe is om die identiteit van Jesus uit te lig as die een wat is wie hy sê hy is. Geloof te versterk in sy disippels, in wie hy is, sodat hulle die lewe kan hê. Jy kan nie een van daai uitskakel nie. Nee? So alles wat ons lees, is om die identiteit van Jesus uit te lig vir wie hy is, en om die geloof van die disippels te versterk in wie hy is, sodat hulle die lewe kan hê, want daar's nie 'n ander manier om die lewe te hê nie. Nou, met dit gesê, hoor hier. Want partykeer kom ek op 'n gevolgtrekking af, in myself nou, 'n gevolgtrekking of 'n stelling af, wat so half my kuif verkeerd omkam. Nou wel, dis nou nie baie moeilik om my kuif verkeerd om te kam nie, maar jy verstaan die uitdrukking. En dit is, dat die evangelie van Jesus Christus, hoe gaan ek dit nou sê? Kom ek sê dit so om. Kom ek sê dit en dan werk ons net so 'n bietjie in die stelling. Die evangelie van Jesus Christus gaan nie primêr oor die lewe nie. Dit is waarheen die evangelie my neem. Onlosmaaklik neem, nee, soos Johannes dit verduidelik, kan nie dit segmenteer nie, maar die evangelie van Jesus Christus gaan nie primêr oor die lewe in hom nie. Nee, so wat wil ek sê met so 'n stellingkie? Ek wil sê, die evangelie van Christus Jesus gaan primêr oor wie Jesus is. En die hoorders van die evangelie word gekonfronteer tot 'n reaksie op die openbaring van wie Jesus is. As hulle in onderdanigheid reageer op die openbaring van wie hy is, lei dit hulle na die lewe toe. So wanneer die evangelie gepreek word, is die primêre boodskap nie dat jy lewe kan hê nie. Die primêre boodskap is wie is Jesus. Deur dit te glo, kom jy by die lewe uit. Maar die onderwerp van presentering is die identiteit van Christus Jesus, wie hy is. En dit op sigself is 'n konfrontasie. Die openbaring van Jesus is 'n konfrontasie. Ek gaan dit nou probeer prakties maak. Kom ek sê dit nou net bietjie anderste. Nee, op 'n ander manier, want dan help dit 'n mens om dit te verstaan. Die evangelie van Jesus Christus gaan nie primêr oor redding nie. Die evangelie van Jesus Christus gaan primêr oor Christus, wat die hoorders konfronteer tot 'n reaksie, en die reaksie is om voor hom te buig in onderdanigheid, of hom te weerstaan.
Wanneer die persoon gekonfronteer met die openbaring van wie Jesus is, buig in onderdanigheid, beleef hy redding. Nou, dit klink dalk, jy weet, 'n mens kan nou hier redeneer en sê, ja, maar dis nou onnodige hardlowery, en dis presies die punt. Dis die punt hoekom ek dit ophaal, is juis omdat dit nie oor onnodige hardlowery is nie, vir die baie ooglopende rede. Baie mense se kennis van die evangelie het te doen met jy word gered, wedergeboorte is ook 'n groot hooffokus, jy weet, is jy al wedergebore, of belewenis gebaseerde goeters, is jy al gedoop met die Heilige Gees, kan jy in tale praat, belewenis gebaseerde dinge, maar nooit is die evangeliese primêre fokus dit nie. Nou, die bediening van die Heilige Gees, die belewenis van redding en van wedergeboorte, is uit die aard van die saak integraal deel van die evangelie. Maar die fokus van die evangelie is nie enige iets van dit nie. Die fokus van die evangelie is wie Jesus is. So, mense sal vertel word dat Jesus is die saligmaker. Is hy die saligmaker? Ja, hy is die saligmaker. Natuurlik is hy. En Jesus die saligmaker. Maar hulle hoor nooit van Jesus die Here nie. So asof die heerskappy van Jesus onderhewig is aan die saligmaking van Jesus. Wat glad nie 'n Bybelse boodskap is nie. Die Bybelse boodskap is Jesus die Here. En die saligmaking van Jesus is onderhewig aan my reaksie teenoor Jesus die Here. Sonder uitsondering in die Bybel. Dis baie belangrik om te verstaan wat presies is Jesus se boodskap. Kom ek gee jou 'n praktiese voorbeeld. Ek sal byvoorbeeld Google, nee? Wat moet 'n mens glo om gered te word? En dan sal ek nou op baie bekende mense se webwerwe afkom, waar hulle dan nou die vraag hanteer. Jy weet, as 'n soort van 'n evangelisasie tool, nee, 'n gereedskapstuk, sê vir mense wat op internet is en hierdie vraag Google en dan uitkom en 'n antwoord kry, en ek dink dis wonderlik, jy weet, ek dink hulle bereik baie mense so. Maar die persoon sal dan sê, en tereg ook aanhaal, een van Paulus se verse, hy sal sê, as jy met jou hart glo, dat Jesus, of as jy met jou mond die Here Jesus bely, die Here Jesus as Here bely, en met jou hart glo dat hy uit die dood uit opgestaan het, sal jy gered word. Dan gaan die persoon aan en sê, sien jy, hierdie vers sê, ons moet begin by die dood van Jesus. Die feit dat hy vir ons sondes gesterf het, nou, het hy vir ons sondes? Ja, maar die punt is, dat die verduideliking glad nie by die vers bly nie. So hy praat nou oor, jy weet, so daarom moet jy glo dat jy sondaar is, jy moet glo dat Jesus vir jou sondes gesterf het aan die kruis, en hy begin die evangelie verduidelik, maar, dit is nie wat in daai vers staan nie, en 2, die evangelie is nooit so aan mense verduidelik in die Bybel nie. Nou, ek weet nie of dit vir jou vreemd of snaaks is nie, nee, maar ek kan dit aanvaar as dit beide is, vreemd of snaaks, dat ek so iets kan sê. Maar dit is iets om nou op te let. Die evangelie is nooit verduidelik in die volgens die kruiswerk van Christus Jesus, en dat mense moet glo dat hy vir hulle sondes aan die kruis gesterf het. Nie het hy vir sondes aan die, ja, maar dis nooit die aanbieding van die evangelie nie. Die aanbieding van die evangelie het altyd te doen, nie met wat Jesus gedoen het nie, maar wie hy is. Elke liewe keer, en jy kan gaan kyk, is mis nou maklik, jy hoef nie my te glo,
jy kan mos nou net jou Bybel vat en dit lees, en ons het dit al baie op hierdie kanaal gesê. Gaan vat jou Bybel, vat Handelinge en begin dit lees. Dis al wat jy hoef te doen, jy hoef eintlik niks meer te doen as dit nie. En jy hoef nie na iemand te luister, jy hoef nie na my te luister op 'n YouTube kanaal of wat ook al nie, 'n boek te lees nie. Jy vat net die Bybel en jy lees Handelinge en ontdek dit vir jouself, want almal wat praat, soos ek nou hier, of mense wat boeke skryf, praat uit, wel, hopelik, wat hier staan. So hulle moes gaan lees het wat daar staan. En jy kan dit doen. En dis waar daar 'n geweldige stuk ontdekking kom. En dis wat Johannes doen. Hy presenteer die heerlikheid van Jesus. En hy sê, dis wie Jesus is. Dis God se getuienis oor Jesus. Wat is jou reaksie teenoor hom? Ek kom nie na Jesus toe omdat hy my oortuig van die byvoordele wat dit vir my sal inhou as ek na hom toe kom nie. Amper soos 'n aanbod. OK, luister. Kom ek sê wat, as jy na my toe kom, dan gee ek vir jou liefde en aanvaarding, en ek red jou, en ek sorg dat jy in die hemel kom en nie in die hel nie, en jy weet, en hy het 'n hele aanbodpakket wat hy maak. Nooit ooit word die evangelie so aan mense gebied nie, terwyl dit in ons dag en tyd die enigste evangelie is wat mense ken. En dit het weer onsaglike nadraaie. Nee, wat ons ook al baie oor gepraat het op hierdie kanaal, maar die nadraaie is dat mense het 'n verhouding met 'n kontrak en nie met 'n persoon nie. Hulle ken nog steeds nie Jesus nie na 20 jaar se Christen wees. Hulle het nog steeds nie 'n verhouding met die persoon Christus Jesus nie. Hulle ken hom nie, weet nog steeds nie wie hy is nie, terwyl hulle dink hulle weet. Hulle leer nog steeds nie hoe om in die praktyk in hulle alledaagse lewe aan hom gehoorsaam te wees in alles wat hulle dink, doen en sê nie. Al wat hulle het is 'n kontrak. 'n kontrak met stipulasies. Ek is 'n koningskind, ek is gered, ek is dit, ek is daai, ek is wonderlik, ek is fantasties, ek is, jy weet, dit en dat, en ons het stellings, stipulasies op 'n kontrak. En jy het 'n kop vol wat jy alles is en wat jy nou het, en hy het jou gered en hy's nou dit en jy's sy kind en jy weet, jy's nou al die seëninge en jy het nou hierdie en jy het nou daai, jy het al die stipulasies op die kontrak, jy het nog steeds nie vir Jesus nie. En weet jy, nou hier is mense wat nou na hierdie video kyk en presies weet waarvan ek nou praat. Ek dink nou aan mense wat nou al lank in die bediening is. En mense wat in die voorste loopgrawe van die wêreld is met die evangelie, sendelinge, en mense wat weet, wat hierdie goed beleef en sien en verstaan dat dit in die kerk 'n wesenlike ding is. Mense wat dit presies verstaan, ek kan ook aanvaar as mense wat nou na hierdie verduideliking van my luister en nou nie regtig die kloutjie by die oor kan bring nie, dit verstaan ek ook, nee, want dit het mos nou baie te doen met die wêreld waarin jy jou bevind en hoe jy goeders hoor en verstaan. Maar al wat ek vir jou wil sê, is wat ek nou sê, is absoluut die waarheid. Dis nie bloot net interpretasie nie, dis absoluut die waarheid. Dit wat Johannes wil bewerk deur die skryf van sy evangelie, dit wat hy vir hulle verduidelik en dit wat hy sê, is nie 'n stipulasie van 'n kontrak nie. Hy het nie 'n aanbod van byvoordele wat hy bring nie. Ja, daar is lewe, ons gaan nou ietsie oor die lewe sê. Daar is lewe. Maar hy presenteer die persoon, karakter, waarheid, heerlikheid, sentraliteit van Jesus Christus as die een wat is wie hy sê hy is, en dit het beduidende reperkusies, dit het gevolge, dit het nadraaie, en konfronteer die lesers met die heerlikheid en openbaring van Jesus, sodat hulle moet aanhou glo, en glo per Bybelse definisie, nee? Nie ons moderne idee nie, per Bybelse definisie.
aanhou buig, aanhou verstaan, verdiep in hulle geloof, in die heerlikheid in persoon, identiteit van Jesus. Dis waaroor dit gaan oor die identiteit van Jesus. En dit bring hulle by die lewe uit. Dis die presentering, dis die gevolg op die reaksie. Of jy kan dit anders sê, jy kan sê dis die presentering, as jy dit weerstaan, is die dood die reaksie, die oordeel van God is die reaksie. En dit is hoekom ons Johannes 3 vers 36 kry, wat sê, hy wat in die Seun glo die ewige lewe, maar hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. So dit is Johannes. Johannes presenteer die mense nie met Christenskap nie, met Christus. Nee, dis nou net maniere hoe ek het nou probeer verduidelik. Hy presenteer hulle nie met 'n stelsel nie, met 'n persoon. Hy vertel nie vir hulle wat is die hoër pad om te bewandel nie. Hy vertel hulle van Jesus. Hy bring hulle elke keer terug na Jesus toe. En in alles wat hy skryf, elke teken wat Jesus doen, die woorde wat hy sê, die verduidelikings aan die disippels, is om dit te verdiep, die verstaan, die openbaring. Weet jy wie is Jesus? Want dit bring jou by 'n plek waar jy moet reageer teenoor hierdie Jesus. Dis die gebrek aan reaksie teenoor Jesus. Ek praat nou as gelowiges. Wat maak dat ons vir jare en jare geen geestelike groei in ons lewens toon nie. Koppe het vol allerlei kennis wat ons dink is kennis. Meeste daarvan, soos die jare gaan, moet ons kom ons agter, ons het nodig om goed oor te leer. Daai was nie heeltemal reg nie. So hoekom het jy dit geleer in die eerste plek? Sien, dit is altyd die argument. Ons leer 'n klomp goed en dink omdat ons toegang het tot so 'n massa inligting dat dit ons in 'n gunstige posisie plaas van volwassenheid, en dis nie waar nie. Die enigste manier om volwassenheid te kry is om te reageer op Jesus. Reageer op hom. En ek praat nie van, jy weet, jy het in die kerk jou hand opgesteek en nou het jy gereageer, daar is hy afgemerk nie. Nou is ons terug op die kontrak ding. Goedjies wat jy moet aftik. Nee, dis nie waarvan ons praat nie. Het jy al jou Bybel gelees vandag? Ja. Het jy gebid daarom? Ja. Okay, het jy minder jou vererg op die paaie terwyl jy gery het? Ja. Jy is besig met 'n kontrak, jy is nie besig met 'n persoon nie. En die evangelie gaan oor 'n persoon, nie 'n stelsel of 'n kontrak nie. Nee, dit is so 'n belangrike ding om te verstaan. Kom ons sê ietsie oor die lewe. Want dit kom mos nou by elke liewe hoofstuk wat ons lees, nee, is hierdie elemente wat Johannes noem in Johannes 20 vers 30 en 31. In elke liewe hoofstuk is hierdie elemente van toepassing. Wat is die ewige lewe? Die ewige lewe is nie om wedergebore te wees nie. Dis nie hoe die Bybel dit verduidelik nie. Hy konna. Dis my te mooi. ek kan my moes nou verbeel, ek sê so iets en iemand ergens te snak na sy asem. Wat, hoe kan jy dit sê? Maar dit is baie maklik om te verduidelik, die ewige lewe is nie om wedergebore te wees nie. Die ewige lewe is nie om hemel toe te gaan nie. Jesus verduidelik die ewige lewe, so ek gaan dit nou bietjie vooruit, ons is nou nog so bietjie meer as 'n hoofstuk voordat ons daar kom, maar in Johannes 17 vers 3 sê Jesus, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Jy sien, dit is hoekom dit so is, jy dink, iemand preek, of jy kry die idee, of wat, hoe dit nou ook al is, maak nie saak hoe jy daar uitgekom het, maar jy kry die idee, dat om wedergebore, alles gaan oor wedergeboorte, jong, as jy eers wedergebore is, dan het jy nou alles, en sê nee, jy het dit totaal en al mis, jy het alweer die persoon van Jesus misgeloop, en dit vasgemaak op 'n gebeurtenis, of 'n toestand, of 'n iets, maar nie iemand nie. Die ewige lewe is om die Vader te ken en Jesus Christus wat hy gestuur het. Die ewige lewe word gedefinieer in terme van verhouding. Aldus Paulus se gevleelde uitlating in 1 Korintiërs 1 vers 9 as hy sê, God is getrou wat ons geroep het om gemeenskap te hê met die Seun, Christus Jesus onse Here.
Daar's jou roeping, daar's jou doel en daar is die lewe. Jy sien, nou het ons dit gedefinieer en hierso is wat ek vir jou wil wys, dat dit nie 'n onnodige klowing van hare is nie. Kyk gou hier. Nee, jy net sien, dit is nie onnodig nie. Dit is 'n baie belangrike punt. Ons sê, alle hierdie goed gebeur sodat jy wedergebore kan word en 'n nuwe skepsel en 'n dit. Wow! Is nie waar nie? Is nie waar nie? Al hierdie goed gebeur sodat jy gemeenskap kan hê met die Seun. Want as jy dink dis dit, dan gaan jy nou volgens dogma en lering, het jy jou hand opgesteek en daai gebed gebid. Ja, okay, so dan sê die Bybel, is jy wedergebore. Das hy. Mission accomplished. No, mission is not accomplished at all by a long shot. Mission not accomplished. Die mission is nie om wedergebore te raak nie. Die mission is om Jesus te ken. En ek sê jou, as ons hierdie gesprek nou sou hê op ander maniere, op ander platforms, nee, dan word dit al hoe duideliker hoe diepgaande hierdie saak is, en dat as jy hom mis het, gaan jy baie ver draai oor die vlak. En dis wat Johannes wil verhoed met die skryf van sy evangelie. Die woord wedergeboorte kom in Johannes 2 keer voor, uit Jesus se mond, in Johannes 3. In die Nuwe Testament, sover ek nou kan onthou, ek praat onder korreksie, maar ek dink ek is nie verkeerd nie. In die hele Nuwe Testament kom die woord wedergeboorte 3 keer voor. 3 keer. Ons maak van wedergeboorte die allesomvattende teologie van die Nuwe Testament. Dit is vreemd, dink jy nie, dit is vreemd nie? Ja, dit is vreemd. Die ding wat oor en oor en oor en oor herhaal word, en dis die ding wat die meeste herhaal word in die Bybel, is die een ding wat ons die minste op klem lê. Die ding wat net 3 keer genoem word in die Bybel, is die ding waarop ons die meeste klem lê. Iets sê vir jou, net dit, al klaar, is genoeg om te sê, maar iets is nie lekker nie, dink jy nie so nie? Die ding wat oor en oor en oor en herhaal word, is dat ons verbind en vervleg is met Christus Jesus, bly in my, soos ek in julle, soos julle hom aangeneem het, wandel so in hom, opgebou in hom, gewortel in hom. Dis die ding wat oor en oor en oor en oor herhaal word. Dis die ding wat ons net glad nie op ag gee nie. En ons vat 'n woord, 'n verduideliking, en dis 'n wonderlike verduideliking, maar wat net 3 keer voorkom in die Nuwe Testament, en ons maak dit die allesomvattende teologie. En ons bou kerke op dit. Nee, nou al wat ek sê, ek wil net sê, dit is belangrik, dat ons, hoor nou hierdie woord, die woord laat my altyd glimlag, want het is so 'n aaklige woord. Ons moet duidelik erken, dat hier is massiewe diskrepansies. Ek hou van die woord. Hier's discrepancies, geweldige discrepancies, in ons verstaan, en ons dink, ons het alles glad uitgestryk. En ons verstaan nie, as ek lees wat hier is, en ek meet my teenoor dit, dan kom ek agter, maar hier is verstane en begrippe, en idees in my hart, en in my kop, en in my kerklike verwysingswêreld, wat net glad nie is, soos wat die skrif dit verduidelik en sê nie. En as dit jou nie onrustig maak en sê, wow, wag 'n bietjie, dan is jy op 'n baie gevaarlike plek. Nee, die evangelie van Johannes. Ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle kan glo, dat Jesus is wie hy sê hy is, en deur te glo, lewe kan hê in sy naam. Wat is die lewe? Gemeenskap met hom is die lewe, dis waaroor dit gaan. Wow! Dit bring 'n paar baie belangrike waarhede na vore. Elke knie sal buig, elke mond